Gewoonlik is ek met feeste in Pretoria en elders. Maar vriende, vandag is ons hier en soos ons gehoor het, ja, om die gelofte te herdenk. En ek gaan net gou hier 'n boekie hier kry. En het ek gesit en luister en kom hierdie Psalm 100 by my op. Ons kyk hier na Psalm 100 vers 2. Die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom voorberei, 'n volk om hom te dien. En vrees en skape van sy wy te wees. Om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Vriende, ons geskiedenis is die pad waarmee God met 'n volk gestap het. Selfs jou persoonlike geskiedenis, jou verlede, is die pad wat God met jou gestap het. En ons volk, selfs die gelofte, is 'n heenwysing ook daar, waar God hom ook ontferm het oor ons volk. Maar ons moet ook bewus wees dat selfs vandag is daar magte wat aktief aan die werk is om ons volk te vervreem, ja, van sy geskiedenis, sy taal, sy tradisie, sy kultuur en sy volkskap. Ja, hulle te vervreem en op die einde sal ons ook vervreem van ons God. Sodat ons ook nie weet wie ons is nie, sodat ons ook nie sal weet van waar ons kom nie, en ook waarheen ons moet gaan nie. As ons kyk na die gelofte om te dink, waar het hierdie idee van 'n gelofte vandaan gekom? En ek is nie 'n dominee nie. Ek lees my Bybel soos 'n eenvoudige boer. Maar dan lees ek, wat sê God se woord oor die gelofte? En dan lees ons in Deuteronomium 23 vers 21 tot 23. As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis. En dit sal sonde in jou word. Dan wonder ons hierdie woorde, waar kom hierdie woorde in die gelofte vandaan? Het ons al ooit so daaraan gedink? Ja, die gelofte wat daar staan, dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Dan ontstaan die vraag, wat moet ons hulle vertel? Maar dan lees ons in Psalm 78 vers 3 tot 7. Ja, lesse uit die geskiedenis en onderwysing van Asaf. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders aan ons vertel het, sal ons nie verberg vir hul kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue
op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Vriende, dan lees ons in Hebreërs 13, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Sien nie nou waar het ons voorgeslagte hulle inspirasie gekry om so 'n gelofte af te lê uit die woord van God en dit aan hulle kinders en diese kinders oor te dra as 'n bindende gelofte. Ja, vriende, uit die woord van God, die Bybel. En baie mense wil nou argumenteer dat hulle nie gebind word deur die gelofte in hierdie volk nie, en dat hulle voorgeslagte nie daar in die laar was nie. En waar het ons voorgeslagte die reg gekry, selfs die wat daar was, word geargumenteer om hulle te verbind aan so 'n gelofte? Dan antwoord ons as gelowiges, dan antwoord ons uit die woord van God. En vir elke gelowige is die woord van God die onbetwisbare waarheid. En as gelowige, wie wil nie verbind wees dan aan die woord van God nie? Maar die vraag, en dis die gedeelte wat ek dan van die belofte hanteer, wat moet ons aan ons kinders vertel? Dominee Erasmus het die eer en die prys, loffing, ja, die gedeelte van die gelofte het ons nagekom. Maar die vraag is, wat moet ons kinders vertel? Die gelofte is die dag wat daar plaasgevind het in 24 uur gebeur het en verby is, en gedenk ons die gebeure in daai 24 uur as 'n groot wonder, en dan gaan ons maar voort. Is dit wat ons kinders moet vertel? Ja, vriende, nou wonder ek vandag, wat moet ons vandag vir ons kinders vertel? Ons, die nageslag van daai voortrekkers, sodat hulle ook die geloofsmoed en die vaste vertroue in God, soos hulle voorgeslagte kan hê, om ook te kan getuig van die weldade wat God ook aan ons volk gedoen het. Wat moet ons hulle vertel? Wat vertel u kind? U kind, ja vriende, as ons vandag kyk, wat word aan ons kinders vertel? En dan gaan ek dit kortliks aanhaal of ophaal. Word daar vertel dat ons voorgeslagte na hierdie land gekom het om die rykdom van hierdie land in te palm. Word daar vertel dat u volk hulle vergryp het en grondhonger hulle gedryf het en die swart man van sy grond beroof het. Word u kind vertel dat u volk slawehandelaars was en ja, selfs vandag die swart man misbruik as goedkoop arbeid. Ja, vriende, word daar vir u kind vertel dat hierdie land nie aan hom of haar behoort nie. Ja, vriende, u volk die onderdrukker, wat met wapengeweld selfs die Zulu se grond van hul ontneem het. Ja, vriende, word hierdie dinge vertel. En nou moet ons mekaar afvra, en nou die vraag. As dit vir jou kind vertel word as die waarheid, hoe kan ons dan die kinders leer en vertel van God se groot dade wat hy hierdie volk aangedoen het? Hoe kan ons dan die gelofte betaal en God die eer gee? Ja, dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis en ook vir die opkomende geslagte. Vriende, hoe sê ons dat hulle met ons daarin moet deel? En al hierdie dinge wat u kind leer, ja, selfs op skool, ja, hierdie gruwel dinge van hierdie gruwelike volk.
Wat vertel ons kinders? Kan so volk daai beskuldigings wat teen hom ingebring het, sy kinders daarvan leer dat hulle dan God daardeur eer? Vriend Afrikaner volk, u die nageslag, u wat hier sit, die nageslag van die voortrekkers. As ons dan gestaan die gelofte wil nakom, ja, ook die eer en die heerlikheid aan God alleen gee, gaan dan vandag en van hier en vertel die kind. Ja, gaan vertel hulle wie ons is. Vertel hulle waar kom ons vandaan. Ja, vertel hulle waarom die vryheid so belangrik was en is. Vertel ons is die nageslag van die protestant, ja, die Hugenoot, ja, vriende, die nageslag van die Gees, ja, vriende, die kinders van die reformatie, wat gedood is weens hul geloof. Vriende, kom laat ons hulle dan nou vertel, dat in 1652 het Jan van Riebeeck in die Kaap hier aangekom, en tot in 1778 was daar geen kontak, hoegenaamd met geen swart man in Afrika. Kom ons vertel hulle in 1778 die burgers vir die eerste keer kontak gemaak met Zuid-trekkende Xhosas, ja, daar by die Visrivier, 127 jaar later, amper 3 geslagte later. Vriende, kom ons vertel hulle van 1779, ja, ons vertel hulle van die ellende, die smart tydperk wat aangebreek het. Ja, kom ons vertel hulle van die Britse besetting, 1795, as ook die tweede gewapende stryd in 1806 tussen Boer en Brit plaasgevind het vir die behou van soos wat hulle destyds geglo het, hul vaderland was. Ja, vriende, laat ons hulle vertel van die omstandighede op die oorgrens, die moord en die rooftogte wat daar plaasgevind het. En dit is vandag te kort om in alle besonderhede daarin in te gaan. Maar vertel hulle en gaan lees die geskiedenis. Ja, vertel hulle die boere het al die skuld gekry vir daai aanvalle en moord. En dan moet ons ook oplet van wat vandag met ons volk gebeur. Die wette wat vandag ingestel word, is ook wette wat van die vroegste tyd deur die Britse imperialisme ingestel is, die wapenwet. Buskruit word ingekort. En al die geweld teen die swart man en die aanvalle van die swart man op die blankes word op die skouers van die boere gelê. Ja, hulle word gepaai met arms vol geskenke. Ja, die sendelinge verskyn op die toneel en ja, word hulle as vredelievende, edel, barbaar, ongekunstelde natuurmens verklaar, algehele gelykstelling word ingestel. Paswette word herroep en dan praat ons hier nou van die 1806, 1800, vroeg in die 1800s. Instromingsbeheer word afgeskaf. Ja, selfs destyds daar in die 1800s as instromingswette beheer, sodat die massas ook nie die Kaap oorstroom nie. En klagtes word ingebring. Gefabriseerde klagtes, ja, dit beleef ons ook selfs vandag. En 'n ander ding, grondherverdeling word toegepas. Hoë belastings op alle landbougrond word gehef. Waar kom ons wette vandaan? Ja, vriende, op geestelike gebied word daar aanslag gevoer. 'n Kommissie is aangestel om ons predikante se preke te monitor. En hierdie kommissielede sitting op die kerkraad gehad om jou predikant
ja, die predikante kan oordeel of hy nou reg preek of nie. Dit is nou tydens die Britse besetting. Engels, ja, Engels in die staatsdiens, Engels as onderrigtaal, oral Engels. Vriende, die boere weier. Hulle weier om 'n eed van getrouheid af te lê, en as ons sal oplet in ons geskiedenis, ja, vertel ook die kind daarvan, dat die eed van getrouheid teenoor die Britse koningin, hulle koning nie wou aflê nie. Maar later ons geskiedenis wou hulle ook nie, met die rebellie in die 14 ook nie die eed van getrouheid teenoor Smits hulle aflê nie, ook nie so met die tweede wêreldoorlog nie. Want hoekom is dit by ons volk 'n beginselsaak om nie daai eed af te lê nie? Want hulle sweer alleenlik getrouheid aan God alleen en aan geen mens of geen Britse onderdaan. Nooit. Vriende, dan die redes hierbo was dan ook die oorsaak wat as jy genooi het vir die groot trek en die besluite wat daar geneem word, dat die beginsel van ware vryheid, toe hulle besluit het om in te trek en dit is weg te trek, moet ons dit ook aan ons kinders vertel. En hulle het hierdie verklaar, dat die beginsel van ware vryheid hoog geag sou word. Niemand sou in 'n toestand van slawerny gehou word nie. En die doel en die begeerte van die trekkers was om in vrede en in vriendskap met die inboorlinge te lewe. Geen volk sou gemolesteer en aan niemand die geringste eiendom ontneem word. Vriende, is dit wat vandag aan ons kinders vertel word. Ja, in die belofte het ons trekkers gestand gedoen. En die grond, ja, die grond wat ons volk bekom het, is regmatig bekom deur traktate en die koop daarvan, en dink ons hier aan die Oos-Transvaal. En daardie grense is nie deur die voortrekkers getrek nie. Daardie grense is deur die swart stamme en hulle kapteine en hulle regerings getrek en gesê, daar kan julle bly. Ja, nooit het ons gegaan en hulle verdryf van hulle regmatige grond nie, want selfs die woord van God het dit verbied dat jy nie 'n volk of nasie se grense mag verskuif nie. Ja, vriende, en ek noem, daar is vir amper 30 jaar 'n stryd op daardie oosgrens. En hulle het getrek die binneland in. Van die trekkers na Natal, ander na Vrystaat en Transvaal. En die Outrigaard het al hier in 1838, dieselfde jaar as die slag van Bloedrivier, was hy al in Mosambiek. Maar op die 4de Februarie 1838 word die traktaat onderteken. Ek hardloop net vanaf deur, vriende. In die landstreek Port Natal, same met die gronde wat daaraan grens, van die Tugela tot by die Rivier, westwaarts van die see tot die noorde. Sê Dingaan, sover dit bruikbaar en in my besit is, gee ek met die ondertekening hier van die landstreek as ewig durende eiendom aan Piet Retief. Hoeveel grondeise is vandag daarop? Vriende, Piet Retief word vermoor. Ek gaan vandag deur die geskiedenis daarop in, want ek wil dit in konteks bring met vandag. Piet Retief word vandag beskuldig, ja, dat hy met die anti-Christ gaan sit en onderhandel het. Ja, hulle vergelyk hom met F.W. de Klerk ook.
Ja, hy word beskuldig dat hy 'n vrymesselaar ook was. Maar ja, as ons nou dink aan Farao en die Egiptenare wat moes trek, het God juis Farao gebruik en die 10 in sy hart verhard en 10 plaae gebring daarvoor dat hulle trek, sodat die volk toe hulle trek nie kon sê Farao het ons laat trek nie, maar kon sê God het ons laat trek. En dan moet ons God se hand sien in alles, in die hede en in die verlede, en wanneer dit goed gaan met jou, sien sy hand daarin, maar as dit sleg gaan, soek ook God se hand daarin, want God het ook 'n tugtende hand. Maar Piet Retief sien ek ook God se hand in sy hom gewerk, hom gebruik, en wettiglik 'n koopkontrak aangegaan, daar gaan sit, ja, ook vertrou op God en sy manskap wat die wapen buite gelaat en vertrou dat God ook aan hul sal wees. Maar hulle is vermoor. En dan kan ons vandag sê, ons het nie die land gesteel nie, dan kan ons God se hand daarin sien dat ons vandag as volk kan sê, maar daai grondgebied is ons grond. Ons het dit nie gesteel nie, is 'n wettige kontrak. Sien God se hand ook daarin. Vriende, Piet Retief het met sy lewe en bloed betaal vir ons land, sodat ons vandag hier kan lewe. Wie sal vandag homself in daai doodsgevaar plaas? Ja, nee, hulle het gaan bokbloed drink. Ja, vir stemme in Soweto. Ja, hulle het die voorvadergeeste gaan aanroep om goedkeuring te kry. Ja, goedkeuring vir stemme in 94. Hoe durf mens Piet Retief te vergelyk met die mense wat bokbloed gaan drink het, om die voorvadergees en erkenning te kry dat ons 'n vreedsame oorgawe kan hê in 94. Vriende, vertel dit aan die kind. Ja, vertel sy hart is uitgesny lewendig. Uitgesny. Ja, ons lees van die moorde. Ons langs die pad begrawe om die wit geeste weg te hou. Ja, die manskappe saam met hulle is met skerp pale van onderaf in hulle liggame opgeforceer en geplant. Nie dood nie, lewendig. Ja, geplant op moordkoppie. Maar God se hand daarin, die traktaat wat onderteken is tot vandag toe vir ons bewaar. En moet ons dink dat 2 ure daarna King Daan opdrag aan 10.000 Zulus om uit te gaan, ja, om die trekkers aan te val, om hulle te vermoor. Ja, gaan slaan my krygers en slaan die wyfies en hulle kykens dood op hulle neste en hulle huise op wiele. Laat julle as 'n geier drink aan die bloed van die Amabula. Ja, maar hy vermoed onraad op Piet Retief die terugkeer nie. En hy stuur en hy laat weer die trekkers, asseblief, hier is iets boos aan die gang, kom by mekaar, laat ons laar trek. Vertel dit nie aan die kind. 'n Paar het gehoor gegee en ander het maar net dit geïgnoreer. Ja, hoe het ons dit geïgnoreer? En hoe word ons vandag ook in ons plase, ja, vermoor? En 17 Februarie 1838, om middernag sluip 10.000 donker gedaantes oor 'n afstand van 40 kilometers. Ja, die donker maannag binne, met die mees afgruwelikste gedagtes om hulle moordlus en bloeddorstigheid te versadig. En dan dink ons aan Bloukrans, Moordspruit, Boesmanspruit, Moordkoppie.
376 mense vermoor, 55 vroue, 201 kinders, 120 mans en seuns. Gruweldade, klein kindertjies se hoofies teen die waawiele verpletter. Ander kinders was in stukke geskeur en in die doringbome ingegooi, ingeslinger. Klein kindertjies, julle moeders wat is hier vandag met julle kinders, dink jouself in. Dink jouself in. Ja, teen die waawiele verpletter. Vandag, gaan kyk die foto's, gaan kyk wat op ons plase aangaan, kindertjies wat teen die mure verbrysel is. En met as 'n gaai deurboor, swanger verwagtende moeders oopgesny en selfs die ongebore babatjies vermink. Vroue en meisies het gepoog om onder die kakels weg te kruip, maar hulle, waar hul deur die kakelriempies doodgesteek is. En mense, dit wat ek hier vir u voorhou is uit dagboeke van mense, van jou voorgeslag opgeteken. Dit is nie goed wat uit ons duim gesuig word, soos wat baie mense wil beweer nie. Ja, die Zulus het al slagoffers se buike oopgekloof. Die mans onsedelik vermink. En as jy in die geskiedenisboeke lees, kan ek dit nie herhaal nie, maar hy's kinders. Ja, vroue se borste is afgesny. Moeders was met hulle babas en al in hulle arms deurboor aan bors deur afgetaai. Dit is wat die slag van Bloedrivier vooraf gegaan het. Ons wat in ons voertuie spring na plaasaanval jaag, hier oor die hele land, ja, kom ook op gruweldade vandag af, op gruweldade. Maar daar het die boere het oor die veld gejaag, van laar tot laar, geveg en gevlug. Dink jy aan 10.000 Zulus oor 'n afstand van 40 km. Die heel nag het hulle geveg. Sarel se Lee, Malang, die Barends, Hans Dons, Gert Rudolf en Jan Du Plessis, tesame met Gerrit Maritz. Ja, en hulle patrollies, en hulle patrollies het die aanvallers met ter tyd verdryf. Vir 3 nagte aan een. Het hierdie moord togte voortgeduur. Ja, vrouens, kinders so jonk as 3 jaar, ou mense het die donker nag ingevlug. Dink wat gaan deur daai kindjie van 3 jaar oud wat in die donker nag moet invlug. Met die sluipende moordenaars op soek na hul prooi. Ja, elke dag is hulle vermink, gewond, getraumatiseerd. Vandag is daar sielkundiges, beraders wat ons vrouens kan berading gee. Ja, deur die burgers is hulle in die veld gevind en het die aasvoëls, die trekkers, ja, die boere ook die liggame uitgewys. Vriende, om te dink, ja, vertel. Groepies mense het al daarheen gehaas na daai laars. Om vas te stel wat van hulle geliefdes geword het, met die hoop om hul lewendig te vind. Die verwoesting wat hulle aanskou het, was skokkend en aangrypende tonele van hartseer. Manne, ja, met die hoop, ja, manne met geboë hoofde, moeders, vaders, kinders op hulle knieë met trane wat vrylik vloei, biddend en smeekend voor God. Deurtrek, ja, met die roue smart
met die aanskoue van geliefdes wat hierdie bitter kelk moes drink. Ja, en op 17 Februarie leer die kind van daardie verskriklike nag die grootste massamoord in 'n enkele dag in die geskiedenis van ons Afrikaner volk. Het u dit geweet? Weet die kind dit? Nee, die kinders leer die voorafgaande toe ons begin het met hierdie feesverlede. Dis wat die kind weet. Weet u dat die grootste massamoord in Afrika, in ons volk se bestaan, ja, op ons kinders plaasgevind het. 17 Februarie. Die mans was so angsbevange, hulle wou terugtrek, maar deur hulle vurige vrouens. En dis praat ons van die buurvrou, ja. Sy beslisheid en aansporing het hulle man so toegespreek: as jy al net mans genoeg is, sal ons vroue self die Zulus aanval. Met hierdie beslisheid van die boervrou het hul net daar en dan besluit om te bly. Om te bly. Hoeveel van ons, ja, wil nie meer bly nie, in die uitdaging van die Zulu te aanvaar. Vriende, vanaf dan die Italiëne, die 11 April wat die boere in Lokval gelei word, Piet Uys gewond, en dan sy laaste boodskap aan sy burgers was daar: red julle self, julle moet dapper veg voor dese land, hou God voor oge, sien om na my familie asseblief. En dan kleine Dirkie Uys, hy sien daar sy pa geval het en struikel, hy jaag terug na sy pa. Ja, daai geskiedenis moet ons aan ons kinders vertel. Seun se liefde vir sy vader, en sterf Dirkie vegtend langs sy vader, net 15 jaar oud. En toe hierdie moord, daai moorde, en die aanvalle van die Zulus daar bekend raak in die Kaap, wat die Kaapse regering natuurlik nou maar stil gehou het, toe wou ons mense wat agtergebly het, die trekkers kom help. Maar ook nog 'n ding, dat dit ook duidelik was, dat die Britse imperialistiese regering destyds dan ook die Zulus opgespook het, want hulle het ons voortrekkers as drosters beskou, wat ons nie wou neerlê aan hulle gesag nie. In die NG Kerk het ons onder sensuur geplaas. Ja, ons was die drosters. En die trekkers, die volk wat agtergebly het, wat die trekkers wou gaan help het, op 6 September reik Lord Napier 'n proklamasie uit: alle buskruit, wapens en voorrade word na Natal afgesny. Dis hoe nou moorde. Ja, weer eens kry die trekkers die skuld vir die opstand van die swarte en word hulle verkwalik vir die swarte se lewensverlies en word hulle gedryf met militêre optrede teen die trekkers. Vriende, hierna op 13 Augustus 1838 het 'n mag Zulus weer plus minus by die 10.000 weer die laars by Boesmanlaar bestorm, maar hierdie keer was die laars voorberei en in 'n vegorde opgestel waar daar bloedige gevegte plaasgevind het, wat vandag bekend staan as Veglaar. Hulle kon die aanslag afweer. Weer het duisende Zulus oor die vlaktes heen gegaan. Die boere se osse en beeste begin slag. En magteloos moes die boere toe kyk en aanskou hoe hulle diere gemartel word, krete van pyn van bees en skaap, hondevleis uit lewendige diere gesny. 14 Augustus storm die Zulus vir 'n laaste poging. En brandende grasbolle is as 'n gaaipunte vasgemaak in die veld, in die laar rondom die veld word aan die brand gesteek. Ons het nou hier net mooi verstaan, dit is 'n groep mense
wat van Februarie geterroriseer word en aangeval word. En daar's kinders, daar's ou mense, daar's vrouens. Die leef hier net in elke dag het hulle die dood in die oë gestaar. Ja, elke dag was die skaduwee van die dood met hulle. En word dit daar beskryf, vroue en kinders wat net 'n paar maande tevore die massamoord oorleef het, raak hysteries. Kinders krou aan die rokspante van hulle moeders. Elkeen met die vooruitsig dat hulle 'n wrede dood tegemoet loop. Hardloop hul en gooi die lekkende vlamme met water, wat hulle enigste woning verteer, die ossewil. Vriende, kan ons nou sien waarom daar gelofte moes wees? Ek sal die gedeelte los hoe Napier die trekkers laat weet julle geen afstand en geen tyd sal julle kan vrymaak van die straf wat die Britse regering sal toepas op ons nie. Ja, en hy die trekkers verseker dat geen tydsverloop of afstand hulle sou beskerm van die straf wat die Britse regering sou toepas nie, omdat ons geweier het om onder 'n ander volk te dien. Vriende, Andries Pretorius word ingeroep. Hy word gekies as veggeneraal. Die trekkers het alles gedoen in hulle vermoë, menslik gedoen. Hulle het veghekke gebou, houtrame is gebou, koels is gegiet, ou eetgerei en skottels is gesmeld, lopers en vetlappies toegewerk om net in die loop afgedruk te word en sodoende vinniger te laai vuur. Ons het hier in gedagte hou, hierdie manne, hulle besluit, hulle gaan die Zulu mag tegemoet trek. Ja, ek weet van manne wat te bang is om hulle huise uit te kom en dan die ander manne bel om te kom kyk hoe hulle krag af is. Maar om te dink 400 'n paar manne neem 'n besluit en hulle plaas hulle vertroue so in God en hulle trek ding daan by 30.000 impies tegemoet. Wat se geloof, wat se veragtige geloof moes hulle in God gehad het om oor te gaan in daai dae as ons kyk met wat se bangheid en angs ons mense vandag lewe. Bang om vervolg te word, bang om toegesluit te word, bang om op jou regte te staan. Ja, wat se angs, maar wat se vertroue, wat se geloofsmoed moes in daai mense gewees het. Die volste vertroue dat God die uitkoms sal gee. In 9 Desember by Wasbankrivier word die gelofte die eerste keer afgelê en daarna is daar elke dag patrollies uitgestuur en dan oral op die berge is rooksyne van die Zulu sigbaar om al die krygers op te roep om hierdie boere die nekslag toe te dien. En die oggend van die 15de is die Zulu mag teen die Ngutu koppe gewaar, waar hulle stil sit en wag vir die ander impies om aan te sluit. En dan weet ons, ja, Pretoria sal 'n trek laer teen die sloot by die Ngomu rivier aansluit en was hulle het laer trek by die Ngomu rivier en was die laer beskerm met die rivier en sloot wat daarby aansluit. En dan Saterdag 15 Desember het die son agter 'n digte mis verdwyn. 'n Digte sluier wolke van swaar mis het oor daai vlakte weggesak. Ja, dit was 'n maanlose nag en uiters donker
Die meer as 100 lanterns wat met die sweepstokke bo kan die waans vasgemaak was, het heen en weer gewieg in die mis. Die dowwe ligte in die mis het die Zulu magte bevrees gemaak en het die Zulu bevelvoerders besluit om te wag tot ligdag, sodat die geeste wat in die nag oor die laar waak, die wyk sou neem. Ja, ons vertel dat hulle bang was dat die buskruit nie gaan vuur nie met die vochtigheid. Maar die volgende oggend, Sondag 16 Desember, het 'n eienaardige geluid uit die laar gekom. Dit was nog pikdonker, maar 'n massakoor van 470 man sang hulle gelofte psalms. Dit klink natuurlik vir hulle daar buite soos 'n kerm en 'n geween van angs. Maar hulle sing hulle gelofte psalms. En hulle noem Hendrik de Wet, wat oorlede is. Ons het hom ook genoem die Kaapse rebel, 'n volksman. Het hierdie stukkie so met ingeprent, wat hy dit daar sê, in hierdie amfitheater, deur God aan die koor gegee, tussen die Galato koppe en die Nguni heuwels, so hierdie mannekoor se stemme saam met die digte mis, ver weg oor die heuwels van Zululand, tot aan die voetbank van God. In daardie stuk donker nag, midde in die see van heidendom, is daar een klein kolletjie, soos van 'n brandglas, een klein liggie van die Christendom, die kulminasie van God se raadsplan, die vestiging van 'n blanke Christenvolk hier aan die suidpunt van Afrika, die geboorte van die Afrikaner volk. Tog was daar 'n voorwaarde. Ons hemelse Vader wou daardie volk in wording vir ewig aan hom verbind. Daarom is die gelofte daardie Sondagoggend van die 16de Desember vir die laaste keer herhaal in die donker nag. 'n Gelofte wat die volk vir ewig moes bind. En dan lees ons wat Bandjies skryf en sy J.G. Bandjies skryf. En hy sê Sondag die 16de Desember was of dit vir ons gebore was. Die lig was oop en weer helder skoon. En dan dink ek aan hierdie psalm wat ons vandag hier saam gesing het. En ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen. En voor die lig skyn die duister, wat God my lof, net hy alleen. Ja, voor die lig skyn deur die duister. Ja, dan lees ons hier, ja, die lig was oop en weer helder skoon. 4 keer het die Zulus die laar gestorm. 4 keer het die voortrekkers hierdie storm aanslag afgeweer, totdat Pretorius vir die 3de keer 'n perdekommando uitgestuur het, in 'n poging om die Zulus van agteraf aan te val, terwyl die 2 kanonnetjies Dingaan se mag aan die voorkant met mekaar geskiet het. Ja, soveel dat selfs Andries Pretorius met 100 man aan die geveg buite die laar deelgeneem het, en die Zulus het op die vlug geslaan. Ja, daar in die kleine laar by Bloedrivier, waar hierdie volk gebore is. Vriende, ek weet, praat seker lank, maar dit is dan in oomblikke soos hierdie. Oomblikke waarin mense wat nie bereid is om die band met die verlede te breek. En die vraag is u bereid om die band met die verlede te breek? Is u bereid om die band met die volk te breek?
Ja, mense wat nie bereid is om die band met die verlede te breek nie, by mekaar kom om te deel dit wat 'n volk by mekaar moet hou, naamlik ons geloof en ons geskiedenis. Ja, 'n volk wat nie bereid is om te leer uit die lesse van die geskiedenis nie, sal van hierdie aardbol afgevee word. En ja, later ook uit die geskiedenisboeke nie meer eers genoem word nie. Ja, vir die politiek, vir die geskiedenis asloop bedoel. En dan, hoe groot is die verlange vandag by die volk, by u? Ja, hoe groot is daai verlange? As sou die wil tot stryd en die besinning tot geloof, soos in die laar by Bloedrivier, maar net weer eens op ons vaardig sal raak. Ja, dat ons ook net weer daardie geloof, daardie vas vertroue in God, ja, dat dit tog maar net weer vaardig vir ons kan raak. En ons wat dan vanoggend hier is, doen ons dit nie bloot om die oorwinning oor die vyand te herdenk nie, en ons eie gewetes met valse gerusheid te besweer nie. Waarom is u hier? Nee, vriende, ons is hier 'n wonderwerk wat die toekomspad van die gelofte volk moet bestraal, sodat daar voortdurend hoop en sin sal wees vir ons geslagte wat hierna sal kom, en ook vir u wat vandag hier is, u kinders en u kleinkinders en u agterkleinkinders. Maar daar moet ook kommer wees vandag in ons gemoed. Ja, kommer, want ons moet kennis neem wat die woord sê, betaal jou gelofte. En soos in die begin, as jy jou kinders nie vertel van die weldade van God, betaal jy nie jou gelofte nie. Ja, dan het 'n predikant daar by Bloedrivier in Natal gesê, ek kan maar sê 'n liberale predikant, tydens 'n feesrede daar het hy sê dat daar 'n tyd in elke volk se lewe kom wat hy moet skaam. Sê hy dit by die slag van Bloedrivier. En dan laat ons al vanoggend hier op gelofte dag baie eerlik met mekaar wees. As hierdie stoere boerevolk hom sal skaam oor sy verlede, die dag as ons kan skaam oor ons verlede, daardie dag sal die God van Bloedrivier hom ook skaam vir hierdie Afrikaner volk. Want al reeds op 16 Desember 1838 is u en ek onlosmaaklik ingeweef in hierdie tafereel van God. Ja, ons kan ons plig ontduik deur ons rug op gelofte dag te draai. Ons kan deur flou verskonings onsself probeer verontskuldig en in gebreke bly om hierdie Sabbat in ere te hou. Ons kan immigreer, ons kan ons boerevanne en name verander, maar nooit kan ons die verantwoordelikheid wat God op ons skouers geplaas het, ongedaan maak nie. Ja, deur sulke optrede sal alleen maar die skuldlas en die straf vergroot word, soos daar in die Psalm in die begin wat ek gelees het, dit sal sonde in jou word. Want hierdie Afrikaner volk het die Bloedrivier, die wonderwerk van Bloedrivier vergeet. Ons erflating, ja, soos ek eers het hulle gehandel, en met die trek van een enkele kruisie en 'n Afrikaner akkoord weggeteken en oorhandig aan die magte van die duisternis. In die naam van Mammon, uitvoer, finansies, geken word, om te dink dat ons stryd van ons voorouers begin het in die Kaap om vry te wees, en dan moet ons ook God se hand daarin sien, dat God hulle gevat het op 'n trekpad, en telke maal as hulle wou bou en plant en ploeg, het God dit so beskik dat hulle weer op hulle knieë gebring is en weer verder getrek het. En so het hulle getrek tot bo in Messina. Ja, 'n vryheid wat hulle gedryf het, hulle is op hulle knieë gehou, deur swaar tye,
bring God ons op ons knieë en ons bid, ja, in armoede, in siekte, in dood van familie. Kom ons op ons knieë en ons bid vir die Here en ons pleit vir genade. En so het God hierdie volk op daai trekpad in hierdie geskiedenis en deur konsentrasiekamp ons op ons knieë gehou, dat ons weet waar ons hulp vandaan kom, dat ons God aanbid het, ook daar in ons nood. En in 1961, en mense sal sê ek wil politiek praat, maar hoekom het die voortrekkers getrek oor 'n politieke bestel? 'n Politieke bestel wat hulle onderdruk het tot in die grond, en dat hulle nie eers aan God kon dien soos dat hulle uit die Bybel gelees het nie. Dis hoekom hulle getrek het oor politiek. En vandag sit ons en ons maak verskonings vir alles. Ons moet ons kinders dit leer, want die staat verwag dit van ons. Ons het getrek en dit nie vir ons kinders geleer nie. Ons het 'n bloedrivier gehad, maar ons het dit nie vir ons kinders geleer nie. Ons het 'n eerste en 'n tweede vryheidsoorlog gehad, en ons het dit nie vir ons kinders geleer nie. Ons het konsentrasiekampe gehad, waar 27.000 vrouens en kinders gesterf het, maar ons het dit nie vir ons kinders geleer nie. Want ons God alleen, ja, aan hom sweer ons 'n eed, aan hom alleen. En in 1961 het ons vryheid gekry, 'n lang verwagte vryheid wat begin het by 1806. Met die onderdrukking daar het God ons 'n pad ingestuur en hierdie vaderland aan ons gegee. En met die republiekwording is daar gesê die gronde wat nie aan ons behoort nie moet teruggaan na die wettige eienaars. Ja, Zululand, Wendaland, Ciskei, Transkei, ja, Lesotho, so Swaziland en die ander state daar. En toe ons dit alles kry, toe ons vry is, toe ons oor onsself kan regeer, toe ons God kan aanbid en prys, waarna verlang ons terug? Net soos die Israeliete, ja, terug na die potte van Egipte, na die vleispotte. Ja, ons wil met hulle handel dryf. En God het gesê die Israeliete mag nie. En nadat ons 'n republiek geword in 1961 en vry is, vry van die Statenbond, vry van die Britse imperialisme, om 'n volk te wees, om onsself te rig, om God te aanbid. Toe verlang ons terug na die Olimpiese spele. Toe kry ons die Olimpiese spele. Toe kry ons, gee ons regering verwoed, gee hy vir ons die SA spele. Maar ons verlang terug na televisie. Ja, ons verlang terug na die aandrang op die Olimpiese spele, na alles wat ons weggetrek het. Alles waarteen ons volk geveg het om vry te wees, 'n volk te wees om God te dien, verlang ons terug. Ja, ons verlang terug om saam met Dingaan in sy stad te gaan sit en bier drink. Ja, ons verlang terug. Ja, terug om te onderhandel en terug te gee wat God aan ons gegee het, aan die inboorlinge van Afrika. En nou vandag het God dit alles vir ons gegee. Ons het gekry waarvoor ons verlang het. In 94 het u uitvoerpermitte gekry, het u mammon gekry, het u alles gekry. Alles. Maar nou kom ons weer op ons knieë, en God sal ons op ons knieë bring. Dat ons weer bid, dat ons bid in hierdie angsvolle tye, ja, hoeveel boervrouens en mans word doodgeslaan op hulle plase, vermoor. Hoe kry ons kinders nie werk nie? Hoe word dit van ons weggeneem? Maar laat ons dan ook in hierdie tyd van nood, ja, godsvrugtig wees, eengesind wees. Want die eerste keer het Andries Pretorius dit gesê, en hy het gesê, tree godsvrugtig op en wees eengesind, want eendrag maak mag. Ja, selfs daardie gedeelte, ja, kom van die gelofte. Eendrag maak mag. Die lese van die Republiek van Suid-Afrika. Ja, vriende, ek gaan nie verder baie uitwy daarop nie. Maar daar is toch ietsie wat ek net
ter afsluiting aan u wil noem. Daar het Psalm voorgelees dat God vir hom 'n volk voorberei. En so het hy hierdie Afrikaner volk voorberei. Hy het hom 'n taal gegee. Hy het hom hier geplaas. En soos Dominee gesê het, Jakob, so het hy met ons volk geloop. Ja, daar by die slag van Bloedrivier is dit ons Bethel. Maar ons staan nou daar by die Goddeloses. Ja, ons het daar gekies. Maar vriende, 'n volk wat nie bereid is om te leer nie, ja, hy sal ten gronde gaan. En dan is daar 'n gedeelte, en ek kyk waar ek dit hier nagelaat het, maar God se beskermde hand, sy ewige raadsplan sal ten uiting kom. En ons almal is in daai raadsplan. En ons almal sal getuig, en ons moet getuig, en soos ek gesê het, ons moet ons kinders gaan vertel. En vandag, die feit dat u vandag lewe in hierdie land, is ook genade. Want in God se eie beskikking, in God se niemand, geen skepsel op hierdie aarde, het die mag om ons uit Gods hand en ons van sy liefde dit van hom om ons daarvan wegruik. En dat ons lewe vandag in hierdie land, moet ons besef, is net ons eie krag en ons onderhandelingspraatjies nie, en ooreenkomste nie. Die bord kos op jou tafel is nie deur jou nie. Jou klere wat jy het, alles wat jy het, behoort aan God. En dat ons dan ook as volk dan vandag hier besef, as jy luister, hoor jy wat daar buite aangaan. Hulle soek jou nie. Hoor jy hulle wil jou doodmaak. Ja, dit word gewettig. Hoor julle daai stemme wat ons voortrekker geslag gehoor het? Hoor julle dit? En die feit dat ons nog nie in hierdie land uitgemoor en uitgewis is nie, is dit deur God sal magtig ingryp wat dit ook terughou. En dat ons ook besef dat hierdie land ons land is. Ons moet nie skaam wees nie. Ons moet nie vir Malema skrik nie. Ons moet nie vir die president skrik nie. Ek hoor vandag, miskien is daar agteraf 'n gekompelry, gaan Ramaphosa oorstap en dan gaan hulle mekaar ontmoet daar by Bloedrivier. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Lê in die wandelsgange rond. Maar dat u besef dat u vandag lewe omdat God u laat lewe. Nie uit onsself nie. Hierdie massas, hulle wil op ons toesak. En sien God se hand daarin. Dit is hy. Dit is ons almagtige God wat ook hulle terughou. Sy hand van beskerming om hulle terug te hou. En daarom lewe ons. Vriende, sê wie, hierdie land is ons land, ons het hom nie gesteel nie, vertel dit vir jou kind. Ja, gaan vertel jou kind, ons is nie 'n klomp Europeërs. Ons is nie 'n minderheidsgroep nie, ons is 'n volk. Ja, 'n klein volk van Paul Creer wat gesê het, ons is 'n volk. 'n Volk teen 'n volk kan nie 'n minderheid wees nie, 'n volk teen 'n volk is 1 teen 1. Ja, al die volke van die wêreld kan teen die Afrikaner volk wees, maar ons is 'n volke-identiteit en nie 'n minderheid nie, want God het ons 'n volk gemaak. En dit is hoe ons voorgeslagte geglo het. Ons is nie 'n kultuurgroep nie,
Ons is 'n volk met 'n kultuur, met 'n taal, met tradisies en met 'n land. Ek dank U, lewe die beroep.